Straling. Dis mos 'n woord wat 'n mens so 'n bietjie laat regop sit, nê? Veral as dit by dokters en hospitale kom. Maar wat as daardie ongemaklike gevoel eintlik net 'n gebrek aan inligting is? Wel, vandag gaan ons presies te doen. Ons gaan daardie vrees vat en dit in bemagtigde kennis omskep. Want sien, mediese straling is een van die mees kragtige stukke gereedskap wat ons in die moderne medisine het. Dink daaroor. Van die eenvoudigste X-straal tot die mees komplekse CT-scanning, dit het die spel heeltemal verander in hoe ons siektes opspoor en behandel. Dit gee dokters letterlik 'n soort superkrag, die vermoë om diep binne in die menslike liggaam te loer, om te sien wat aangaan met ons bene, ons organe, ons bloedvate, alles sonder om eers 'n skalpel op te tel. Dis nogal ongelooflik as jy daaraan dink. Maar, en hier's die ding, met hierdie groot krag kom daar versekerde onsigbare risiko, en dis waaroor ons vandag gaan gesels. Wat is hierdie risiko nou eintlik? En, nog belangriker, hoe bestuur ons dit? Reg, so kom ons duik dadelik in. Hierdie hele idee van straling as 'n tweesnydende swaard, die ongelooflike voordele teenoor die ingebore risiko's. Kyk, soos die mediese wetenskap vooruitgaan, word hierdie tegnologie al hoe meer algemeen. Jy weet, endovaskulêre prosedures is nou dikwels die eerste keuse. En CT-skanderings, hulle het basies 'n standaard instrument geword vir diagnose en opvolg. Maar wat beteken dit? Dit beteken dat oor 'n leeftyd 'n pasiënt en ook die mediese personeel aan heelwat meer straling blootgestel kan word. So die groot vraag is, hoe hanteer ons dit? Goed, so as ons hierdie risiko wil bestuur, moet ons dit eers kan meet. Maar hoe op aarde meet jy iets wat totaal onsigbaar is? Hoe kwantifiseer jy dit om die biologiese impak te verstaan? Wel, dit begin alles by die basiese beginsel, die geabsorbeerde dosis. Dis eintlik net 'n fancy manier om te sê ons meet hoeveel rou energie in 'n spesifieke stukkie weefsel in jou liggaam neergelê word. Om dit eenvoudig te stel, dink daaraan soos om in die reën te staan en te tel presies hoeveel droppels jou tref. Maar hierdie is waar dit interessant raak. Nie alle straling is dieselfde nie. So, die volgende stap is die ekwivalente dosis. Dit vat daardie basiese meting en pas dit aan vir die tipe straling. Om by ons reën-analogie te bly, dit maak die deurslaggewende onderskeid tussen of jy deur 'n sagte motrentjie of deur harde, pynlike haalkorrels getref is. Die skade is duidelik nie dieselfde nie, né? En dan die laaste kritiese stukkie van die legbaard is die effektiewe dosis. Dit verfyn alles nog verder, want dit maak tog 'n reuse verskil waar daardie haalkorrel jou tref, of hoe? 'n Treffer op jou arm is een ding, maar dieselfde haalkorrel in jou oog, dis 'n heeltemal ander storie. En dis presies wat effektiewe dosis doen. Dit weeg die sensitiwiteit van die spesifieke orgaan of weefsel wat bestraal word. So, daar het jy dit. Dis 'n 3-stap proses. Eers, hoeveel energie? Dis die geabsorbeerde dosis. Dan, watter tipe energie? Dis die ekwivalente dosis. En laastens, waar het die energie getref? Dis die effektiewe dosis. Eers as jy al 3 daardie vrae beantwoord het, kry jy 'n werklik akkurate prentjie van die biologiese risiko. Goed, nou dat ons weet hoe ons dit meet, kom ons kyk na die tipe skade wat dit kan aanrig. En dit val basies in 2 baie duidelike kategorieë. Dink daaraan as sekerheid teenoor toeval. Aan die een kant het ons deterministiese effekte. Dis sekerheidsgebaseer. As jy 'n sekere drempel van blootstelling oorskry, sal daar 'n effek wees. En hoe hoër die dosis, hoe erger die effek. Dink aan 'n sonbrand. Te veel son en jy brand. Punt. Aan die ander kant is daar stochastiese effekte. Dis heeltemal toevalsgebaseer. Daar is geen veilige drempel nie. Elke bietjie blootstelling verhoog die waarskynlikheid, die kans, dat iets soos kanker kan ontwikkel. Dis soos om 'n lotterykaartjie te koop. Die kans is klein, maar dit is nooit 0 nie. So met hierdie risiko's in gedagte, hoe beskerm mediese professionele hulself en hul pasiënte? Wel, gelukkig is daar 'n baie eenvoudig, maar ongelooflik effektiewe speelboek. 3 goue reëls. En dis regtig so eenvoudig soos dit. Eerstens, tyd. Spandeer so min tyd as moontlik naby die stralingsbron. Tweedens, afstand. Hoe verder jy weg is, hoe veiliger is jy. En derdens, skerms. Gebruik die regte afskerming soos daardie swaar loodvoorskote of mobiele skerms. Maar, en hierdie is fascinerend, die wetenskap hier agter staan nie stil nie. Kyk na hierdie aanhaling. Vir jare het ons gedink dis 'n goeie idee om dele van die pasiënt met lood te beskerm. Maar, wat het navorsers ontdek? Moderne, slim masjiene probeer kompenseer vir daardie skerm. Hulle sien die lood en pomp dan outomaties die stralingsdosis op om deur dit te kan sien.
Die gevolg, die pasiënt kry uiteindelik 'n hoër algehele dosis. Dit wys jou net hoe belangrik dit is om op hoogte te bly met die nuutste navorsing. Goed, dis die teorie en die reëls vir die dokters. Maar wat beteken dit alles nou eintlik vir jou, die persoon wat op daardie tafel lê en wag vir 'n skandering? Wel, die eerste ding om te onthou is dat ons almal heeltyd aan straling blootgestel word. Dis net deel van die lewe op planeet Aarde. Hierdie natuurlike agtergrondstraling kom van die grond, van rotse, selfs uit die ruimte. Die gemiddelde is omtrent 3 millisievert per jaar. So, dis ons basislyn. En nou met daardie basislyn in gedagte, kyk 'n bietjie hierna. Dis waar alles in perspektief geplaas word. 'n eenvoudige borskas ekstra, dis gelykstaande aan so 3 dae se normale agtergrondstraling. Dis amper niks. Maar kyk na 'n CT-skandering van die buik. Skielik praat ons van 10 millisieverts. Dis omtrent 3 jaar se natuurlike agtergrondstraling in een slag. En dis presies hoekom hierdie prosedures nie ligtelik opgeneem word nie. 'n Dokter moet altyd daardie reuse diagnostiese voordeel opweeg teen die meetbare risiko. So, wat is die slotsom? Die doel hier is nie om jou bang te maak vir mediese beeldvorming nie, glad nie. Die doel is om jou te bemagtig. Want met hierdie kennis in jou sak, kan jy nou beter gesprekke met jou dokter voer. Jy kan vra oor hoekom 'n spesifieke skandering nodig is. Dit gaan daaroor om van 'n passiewe pasiënt na 'n aktiewe, ingeligte vernoot in jou eie gesondheidsorg te beweeg. En dit op jou end is die beste beskerming van almal.